Baie dankie, Petro. Broers en susters, ons skriflesing is vanoggend uit Genesis 1 en Genesis 2. Ek het ongelukkig nie vanoggend vir die woorde vir julle op die skerm gesit nie, want ek wil graag hê ons moet luister. Want as 'n mens sien en kyk, dan vergeet jy partykeer om te luister. En dan mis jy hier en daar iets. So kom ons luister vanoggend na die woord van die Here. En ek wil hê julle moet na 3 dinge luister. Of 3 vrae wat julle vir julleself kan vra. Gaan nie oor God se skepping. Wat skep God? Wie skep God? En waarom skep God? Hou nie daai 3 goed in gedagte. Ek begin by vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak, en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat bymekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy eie aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf, om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf en om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. God het die 2 groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor die dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die 4de dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel en leven van lewende wesens, en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel. Almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op land. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die 5de dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard. Makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy mense geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën
en vir hulle gesê: Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê: Let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met sy skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig, want op daardie dag het hy gerus na die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Nou gaan ons verder in hoofstuk 2. Toe het die Here God die aarde en die hemel gemaak. Was nog nie toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie, en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitsprei, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden op ontspring om die tuin nat te maak, en van daar af het dit verdeel en 4 riviere geword. Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele Gwawila, waar daar goud is. Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsam en onyx. Die tweede rivier is die Gihon en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris wat oos van Assirië verbyloop, en die vierde is die Efrat. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel: van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Here God gesê: dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem en wat die mens elke lewende wese sou noem. Dit sou sy naam wees. Die Here gee toe die name vir al die bakdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Hy het narkose gekry seker van God. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens: hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy 'n vrou wees. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was skaal, maar hulle was nie skaam nie. Tot sover, dis die woord van die Here.
vanoggend aan ons. Broers en susters, die tema, dit is God wat bou. Nou, ons leef in 'n wêreld waar ons voortdurend besig is om te bou. Of ons bou aan 'n huis, of ons bou in 'n karavaan, of ons bou in 'n sleepwa, of ons bou iets, 'n kothuis in ons erf, of ons bou 'n pophuis vir ons kinders, of ons bou stede, ons bou banke, ons bou dorpe, ons bou instellings, ons bou selfs aan ons eie identiteit. Ons is die hele tyd besig om te bou. En tog kom wys die skrif vir ons 'n dieper waarheid. Ware en blywende bouwerk begin nie by die mens nie, maar by God. Genesis 1 en 2 is nie bloot 'n verhaal oor hoe alles begin het nie. En baie keer as ons mekaar hieroor gesels, ons ja, ek wonder hoe het God alles in 6 dae gemaak. Ek dink ons mis die punt. En ek hoop ek kan dit vandag bietjie beter na uit te deurbring. Maar Genesis 1 en 2 is 'n openbaring van wie God is as bouer en hoe die mens geroep word om binne God se bouwerk te leef en te dien. Die tema, dit is God wat bou, herinner ons daaraan dat God die initieerder is. Dat dit God is wat orde skep, lewe skep en 'n doel daarvoor skep. En God sluit die mens in sy bouwerk in, maar God gee nooit sy rol prys nie. God bly altyd betrokke. Willie Jonker het nou nie direk 'n stuk gepubliseer wat spesifiek getitel is God die bouer nie. Maar in sy hele eskatologie, sy leer oor die kerk, kom sê Willie Jonker, een van ons eie plaaslike teoloog, God is die begin en die einde van die kerk. Christus bou sy kerk deur sy woord en gees. Nou ek weet nie of julle opgeval het toe ek gelees het nie. Het ek gelees en toe het God die volgende gedoen? Julle mooi geluister. Wat het hy gesê? Wat sê die woord? Het God iets gedoen, toe het iets gebeur? En God het gesê. Elke keer het hy gesê en goed het gebeur. God het deur sy woord geskep. Die gemeente bestaan omdat God mense bymekaar bring. Omdat hy mense vorm en hy mense bou. En die rol van die menslike strukture, die reëls waarmee ek en jy elke dag besig is afgelei van die eerste bouwerk wat deur God aangepak is. En dis nogal interessant wanneer ons regtig gaan sit en jy analiseer hoe jy huis bou. Hoe jy pophuis bou, hoe jy stede bou, hoe jy 'n infrastruktuur ontwikkel. Alles gaan terug na die reëls wat ons aflei hoe God gebou het. Genesis begin met hierdie kragtige verklaring van in die begin het God. En dit is baie duidelik nie die mens nie. Nie toevallig nie. Nie chaos nie, maar God. In die begin het God gespreek en dit het gebeur. En dit was so, sê die woord van die Here. Baie interessant. God het gespreek en dit het gebeur. Ons kan dit gaan lees in Genesis 1 vers 3, vers 6, 9 en 11. God bou nie deur geweld of toevalligheid nie, maar God bou deur sy woord, deur te praat, deur te sê. En sy woord, sy stem, sy gees bring lig in duisternis. Bring vorm in vormloosheid. Wat lees ons in die begin? Die aarde was heeltemal onbewoonbaar.
God het vorm en vormloosheid gebring. Hy het lewe gebring waar daar leegheid is. Dit leer ons dat God se bouwerk altyd doelgerig en betekenisvol is. God skei lig van duisternis. Hy skei water van lam, dag van nag, soet van sout. En hierdie skeiding is nie vernietigend nie, maar dis lewensskepend. So wat skep God? Hy skep lewe. Wanneer God bou, dan bring hy orde, dan skep hy ruimte vir lewe. Vestig hy ritme, dae, seisoene, hy bring ook rus. Hy is nie 'n God wat 7 dae van die week net werk nie, en die wiel laat draai nie. Hy bring die wiel tot stilstand, sodat hy kan rus. As ons vandag chaos in ons lewens het, in ons gesinne of in ons gemeentes ervaar, is die eerste vraag nie, hoe gaan ek nou hierdie dinge regmaak nie, maar laat ek God toe om deur sy woord hier te bou. Broers en susters, hoor julle wat hier gebeur? Wanneer ons lewens onderste bo is, moet ons nie vra hoe gaan ons dit regmaak nie. En dis tog wat ons doen, hè? Ons gaan altyd na ander mense toe. Gaan na die bankbestuurder toe. Jo, meneer, jong, ek het nou hier 'n verskriklike ding. Ek is nou oortrokke. Hoe kan ek dit regmaak? Paneelklopper. Jong, ek het nou hier 'n boom in my kar ingespring. Hoe dink jy kan ek dit regmaak? Ons is voortdurend besig om na ander mense toe te hardloop. Om te kyk, hoe kan ek dit regmaak? En dis nie die vraag van Genesis nie. Dis nie die vraag van 'n gelowige nie. Dit moet eerder wees, Here, hoe kan U my help? Hoe kan U hier in my lewe op 'n manier kom bou? Hoe kan U betrokke wees? Hoe kan U kom skep? Sodat daar orde is, sodat daar ruimte vir lewe is, en sodat ek ritme in my lewe, in my huisgesin, in my familie kan ervaar. Genesis 2 fokus in op die skepping van die mens en wys vir ons hoe persoonlik God se bouwerk is. Die mens is nie toevallig geskep nie. Wat sê Genesis 2? Toe die Here God die aarde en die hele hemel gemaak, toe hy dit gemaak het, was daar nog nie enige struike nie. Maar die Here het toe die mens geskep. Hy het gesien. Ek sukkel nou om die vers te kry. Maar God het gesien, hier is iets tekort, nie toevallig nie, maar doelbewus het God die mens geskep. Want hy sê in 1 vers 26, daar is die vers nou. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere op die aarde. Die mens, broers en susters, is deur God doelbewus geskep. Die mens is nie 'n byproduk. Ek en jy is nie 'n byproduk van die skepping nie. God het ons die hoogtepunt van sy skepping gemaak. En God bou die mens, hy skep die mens volgens sy beeld. Hy skep die mens met waardigheid. En hy skep die mens met verantwoordelikheid.
En elke mens dra daarom God se handtekening. Elkeen van ons het mos 'n handtekening. Myne lyk 'n bietjie lelik. Party sê is mooi. Ek wonder waar hulle die mooi sien. Maar in elk geval, daai handtekening bevestig maar net: ek is deur God geskep. Ek is gebou na sy beeld met waardigheid en met verantwoordelikheid. En daarom sal jy sien, iemand wat geteken het, word verantwoordelik gehou as iets verkeerd gaan onder daai handtekening. Miskien nog nooit so daaraan gedink nie. Elke mens dra God se handtekening. God vorm die mens met sy eie hande. Toe het die Here God die mens geformeer uit die stof van die aarde. Wat het hy toe gedoen? Spottenderwys kan ek sommer sê, het hy 'n pen gevat, met 2 gaatjies in sy neus ingedruk, né? En van sy asem, van God se asem het hy in ons neus ingeblaas. Dis waarom ons kan lewe. Ons kan nie lewe sonder God se asem nie, broers en susters. God het ons met 'n doel geskep. Hy het ons intiem geskep. Ons is deel van God. Hy het ons so geskep met 'n doel. God buig af. Hy buig af uit die hemel uit en hy vorm en hy bou ons. En God self blaas in ons sy asem. Hy gee 'n stukkie van homself aan hierdie dooie liggaam en ons word lewendig. Ek het al gesê, wanneer ek en jy gebore word, is daar of 'n suster of 'n dokter, dan slaat hy jou so op jou bout. Dan sluk jy daai eerste asemteug en dan sê hulle, die kind lewe. Dis wanneer God begin intrek neem in my en jou lewe. En van daai oomblik af is ek en jy gevorm. Ons leef ek en jy. God bou die mens met verhoudings. Hy bou nie net die mens doelloos nie, maar hy bou hom met verhoudings. En om in verhouding met ander te lewe. In Genesis 2 vers 18 sê die Here, en sê God, dit is nie goed. Dis dalk die gesprek tussen die drie-eenheid, né, in die hemel, terwyl hulle nog geskep het. Was die gesprek. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie, want arme mens het daar rondgehardloop, vir almal name gegee en hy was moeg en hy het gewonder, is daar nou nie ook iemand wat soos ek lyk nie, né? Selfs in 'n volmaakte skepping sien God iets wat nie goed is nie. En wat was dit? Isolasie. Die mens was in isolasie. En toe gee God vir hom 'n vrou. En daarom bou God gemeenskap. En hy bring dit van die grond af deur 'n huwelik. En hy plaas twee mense in verbondenheid met mekaar. God se bouwerk is nooit individueel nie. Dit is relasioneel. Wanneer ons mense daarom reduseer tot funksie, tot prestasie of mislukkings, dan vergeet ons dat God hulle met sorg gebou het. Jy weet wat hoor ons baie keer in die omgang van spreektaal. Hy's 'n gemors. Sy's 'n washout. Dis mos woorde wat ons gebruik, nie? Hy is 'n dit en sy's 'n dat. Broers en susters, ek doen dit ook. Jy doen dit ook. Een of ander tyd in ons lewe het ons na God se skepping gekyk en dit negatief aangespreek. Want ons vergeet in daai oomblik dat God elkeen van ons, elkeen wat hier sit, elkeen wat daar buite loop, elkeen wat nie 'n huis het nie, elkeen wat nie 'n kar het nie, elkeen wat nie 'n inkomste het nie, het God met sorg gebou, geskep en gevorm. En daarom, broers en susters, vir my en vir jou om mense te eer,
is om God se bouwerk, sy skepingswerk te respekteer. As ons rondom ons kyk, hoe lyk hierdie aspek? Hoe respekteer ons God se skepping ten opsigte van mense? Maar ons kan dit ook verder uitbrei ten opsigte van die natuur. God bou 'n tuin. God bou nie net 'n wêreld nie. God het nie net die wêreld geskep nie, maar hy het 'n tuin gebou. En die Here God het 'n tuin, sê Genesis 2 vers 8, geplant in Eden. Dis 'n streek in Europa of in die Midde-Ooste. God het nie net 'n planeet, skep nie net 'n planeet nie. Hy skep 'n tuiste. En Eden is die plek waar God vir sy skepping sorg. Waar sy voorsienigheid, sy skoonheid en sy gemeenskap met sy skepping plaasvind. En ons weet wat in die tuin van Eden, hoe dit daar was. Ons lees 'n stukkie daarvan. God het ook afgekom en in die aandskemer het hy met sy skepping gewandel. Waar God bou, broers en susters, skep hy ruimte vir verhoudings. En daarom is dit vir my belangrik dat ons sal verstaan. Ons koffie drink na elke oggenddiens is om ruimte te skep vir verhoudings met mekaar. Moenie net huis toe hardloop nie. Ek is seker van die krag is af. Die skaapboot gaan nie brand nie. En die reis ook nie. Drink 'n koffie tee. Sê môre vir iemand. Kom ons bou verhoudings. Ons skep ruimte dat God hierdie verhouding tussen ons kan versterk en uitbou. Want broers en susters, die mens word deel van God se bouwerk. Ek en jy is nie geskep om op ons eie te wees nie. Ons is geskep om deel te word van God se bouwerk. Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bemors, né? Wat staan daar so? Te bewaak. Ek dink ons skiet 'n bietjie te kort. Ek het gister weer 'n pad hier gery en ek, ai Here, help my net. Moet ek dit nou regtig raak sien? Dis baie duidelik dat ons in 2026 'n behoefte daaraan het om 'n bietjie nader te kyk na hierdie twee hoofstukke. Want is baie duidelik dat ons in Suid-Afrika sukkel om God se skepping, sy tuin wat hy vir ons gegee het, te bewerk en te bewaak. Maar ons moet nie vergeet nie, God bly voortdurend die bouer. God het nie sy rolprys gegee in die begin nie, broers en susters. Die mens, ek en jy, word 'n medewerker, nie 'n eienaar nie. Nie 'n eienaar nie. Ek is nie die eienaar van die gemeente nie, en ook nie Rokkie nie. En ook nie Stompie nie. Niemand is die eienaar van die gemeente nie. Ek en jy is almal medewerkers in die gemeente of binne God se tuin. Die mense werk is nie 'n straf nie, maar 'n roeping. God roep my en jou om deel te wees van sy tuin, van sy werk, van sy skepping. En daarom, werk is deel van God se goeie bouplan. Ons almal was eens op 'n tyd, behalwe die kinders, jong mense, jong en toe het ons getrou. En wat het in jou en jou vrou se kop aangegaan? Wat was die verste punt van julle drome? Behalwe 'n huis en 'n nuwe motor, 'n 4x4 black Mercedes, nee? Kleinkinders. Dit was ons droom.
Ek het gedroom vir 2 kinders, maar nou ongelukkig het die Here vir my net 1 gegee. En in die een het ek alles. Wat 'n voorreg, né? God bly die bouer. Hy weet hoe om ons te bou. Die mens word die medewerker en nie die eienaar nie. Ware bouwerk, broers en susters, begin by afhanklikheid. Die boom van kennis herinner ons dat die mens dat God bly God. Daarom gee God hierdie reël vir hulle om nie van die boom van kennis te eet nie. Want God bly God. Die mens bly afhanklik van God. Wanneer die mens self God wil vervang as bouer, dan is dit noodloos om te sê, dan volg breek en verval. En ons sien dit oral. Wêreldwyd, nie net hier by ons nie. Dit is ongelooflik om te sien. Ek het nou gehoor die week, het hulle weer Gaddafi van Libië, hy is mos in 2012 is hy mos vermoor. En nou het hulle weer sy seun vermoor. Wanneer jy jouself in God se plek sit, dan volg breek en verval. En dan gaan goed agteruit, want net God kan bou. Broers en susters, ons roeping vandag is nie om God se plek in te neem nie, maar om getrou saam met God te bou, waar hy alreeds besig is om te bou. God is besig om in Sitwil te bou. Hy is besig om in PE te bou. Hy is besig om in Suid-Afrika te bou. Ek en jy moet vir hom vra om dit vir ons te wys. Ongelukkig is die verval so groot, dat ek en jy nie die bietjie lewe wat God besig is om te vestig en uit te bou, kan raak sien. Maar daar is so baie van ons wat God se rol oorgeneem het, en nou het almal vasgeval. Ek sluit af. Professor Willie Jonker, hy was ook een van my dosente se denke oor die kerk, sluit juist die idee in, dat God die ware bouer van sy kerk is. Hy is nie net die bouer nie, hy is die ware bouer. Nie die mense wat die gemeente bestuur of organiseer nie, en hy beklemtoon verder dat die kerk soos ons is, nie 'n skepping van mense se idees of 'n organisasie is nie, maar die werk van God deur Christus en die Gees. Hoor julle wat sê Professor Willie Jonker? Hy help ons om vandag te verstaan dat hierdie gemeente nie deur ons idees of deur 'n organisasie of die Vrouebond of die Broederbond gestig is nie. Maar die gemeente, die kerk van Christus is gebou deur die werk van God, deur Christus en die Gees. Verder sê hy, wanneer hierdie gemeente as 'n heilige vergadering bestaan, dan is dit 'n bewys dat God dit vorm en in stand hou. As hier iets gebeur wat ons nie verstaan nie, dan is dit 'n bevestiging dat God besig is om dit te vorm en in stand te hou. Derde punt wat Willie Jonker sê is, deur die prediking van die woord en die sakramente word ons geloof en ons gemeenskap met mekaar gebou. Dit is hoe God bou. Hy bou deur sy woord en hy bou deur die sakramente. Ons het 2, die doop en die nagmaal. Wanneer ons dit gebruik, is dit wanneer God ons geestelik opbou. Genesis 1 en 2 leer ons, God bou met sy woord. God bou die mens met waardigheid. God bou die wêreld van verhouding en doel. Die res van die Bybel bevestig hierdie waarheid slegs. Psalm 127 vers 1 skryf Dawid,
As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. En uiteindelik sien ons die onvolmaakte bouer in Christus, die volmaakte bouer in Christus. Matteus 16 vers 18 sê Jesus, ek sal my gemeente bou. Ek sal my gemeente bou. Mag ek en jy vandag leer om te vertrou op God se bouwerk. Onsself beskikbaar te stel as medewerkers. Ons lewens, ons huise en ons gemeentes op sy fondament te bou. Want dit is en bly God wat bou, nie ek en jy nie. God bou sy gemeente. God bou ons as gemeente. Sodra ek vorentoe kom, vat hy my en hy plaas my in die fondament van sy kerk. En so word ek saam met ander die kerk van Christus. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons net weer vanoggend kon hoor dat dit U is wat bou en dat U doelgerig bou. Here, daarom bid ek ook vanoggend vir al die opvoedingsinstansies in Suid-Afrika. Here, daar waar hulle besig is om wonderlike werk, ons kinders te onderrig, om op die manier ook 'n toekoms te bou, wat vir ons kan sorg, wat ons tuin mooier kan maak, wat medewerkers kan oplei en toerus. Here, mag U ook ons skole genadig wees. Elke onderwyser wat besig is om as 'n medewerker in die koninkryk te arbei. Help ons, Here, om ons gawe in U tuin te ontdek en te gebruik. U het vir ons 'n wonderlike tuin hier in Sitwil gegee. My gebed is, Here, dat ons dit sal uitbou tot U eer. Amen. Kom ons sluit af deur 'n lied. Hemelvader, ons aanbid U. Kom ons staan en sluit ons ook af met hierdie lied. I
broers en susters, as ek en jy vanoggend huis toe gaan, onthou, dit is God wat bou. Ek en jy leef omdat God in ons teenwoordig is. Maak onsself oop en beskikbaar en bereid om deur God gebou te word. Deur God opgerig te word in 'n tyd waar mense nodig het om hierdie skepende God te ontmoet. Daarom mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus sy Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met my en jou wees elke dag terwyl God ons bou. Amen.